Stories van 'n plattelandse veeartspraktyk. Episode 3 en nog 'n bietjie nuus daar van die troonpraktyk af. Koning Tutankhamen, die grootste goue kat van alle tye, Tut afgekort, sit op die dak van die plattelandse veeartspraktykhuis. Dit is nie op die oomblik lekker in die huis nie, want daar word gebou en gebreek aan hulle woonstel. Dok Gitte verseker hom, hy gaan van die eindresultaat hou. Hy sal glo direk van sy bank af kan opstaan, teen die trappe opstap en dan kan hy by die venster van sy dakkamer uitklim tot langs die skoorsteen. Shortcut, alleen. Of met Carly, Rosie en Luna, slegs as hulle sy toestemming het, want dit is mos sy dak en syne alleen. Die ander rede hoekom hy nie van die bouery hou nie, is omdat sy katte, sy aangenome kleintjies, Beethoven en Mozart, die pleistersandhoop ontdek het en dit nou as 'n toilet gebruik. Hy sê vir hulle, klein kykies moet buite gaan in die bruin grond, of in hulle sandbakke, want elkeen het sy eie sandbak. Maar nee, dit is die pleistersandhoop, en dan raas die bouers met hulle almal, dan raas Tut ook met hulle. Maar hy kry dit net nie in hulle koppies nie, buite of in die boks. Tut wonder deesdae hoekom hy altyd gedink het, dat dit nogal vir hom pret gaan wees, om katte vir troeteldiere aan te hou. Want nou dat hy sy eie katte het, is hulle nie vir hom lekker nie. Hy moet die hele tyd koes en wegkruip as hy vir 5 minute op sy eie wil wees en bewaar die aardbol as hulle eers die roete hier na sy skoorsteen moet ontdek. Dit moet verkieslik verborge bly. Ag, weet jy wat, jy's nie meer pret om by te wees nie, het Rosie, sy twee gesig, langhaar katvriendin, eenkant grys, eenkant wit, gisterand 2 uur vir hom gesê, toe hulle op hulle rondes was. Jy raak 'n regte grumpy old gold cat. Ek hoop nie dit is omdat julle 3 binnekort trou dat jy so goor is nie. Wat Tut natuurlik aan die dink gesit het. Miskien is dit hierdie trouding wat hom omkrap, maar hy hou van Zak en hy's baie lief vir Carly en hy gee eintlik glad nie om as hulle 3 na dese getroud moet wees nie. Dit is Sondag aand 9 uur en Tut sit nog op die dak, maar skielik sit hy pen oorent en knip sy oë 'n paar maal vinnig. Hy wonder of hy sien wat hy sien, want dit is nog ver, maar katte sien mos baie goed en katte sien dinge raak wat vir mense verborge is. Deur van die berg aan die agterkant van die praktyk, waar daar nou 'n ysterhek ingesit is, wat na die grond van Barentron en sy gesin gaan, sien hy beweging. Maar hy sien nie enige beweging nie. Hy sien 'n man in streepsak klere, met hare van goud na bruin na goud, na grys. Streepsak, die man met die baie diere wat hom gewoonlik omsingel. En soms sien Flakkie, Donkie en die ander diere dit ook raak, maar die mense bly siende blind. O, hy gaan terre, skree Donkie en gaan skuil agter die veldambulans daar onder die afdak. Hier kom 'n olifant en sy groot 5 maters, 'n kameelperd, 'n bobbejaan, 'n vlak vark met mense en 'n windhond los voor van die berg af. Gou Flakkie, gaan roep jou pa. Flakkie sit self 'n keelgat op, voordat hy by sy woonstel se brakkie deurtjie instorm. Gelukkig is hy en Sipho en Lala op die oomblik daar. Hulle help mos met die reëlings aan Zak en Carly se troue oor 2 weke. Wat gaan met Flakkie aan, wil Dok Harry weet. Hy kom by die kombuis se deur uit in 'n slaapbroekie en T-hemp. Dit raak mos nou koeler hier in Maart maand. Agter hom verskyn Tant Gitte. Sy het 'n lang mou slaapvrok aan wat tot by haar knieë kom. Die hele wildtuin is op pad, verduidelik Tut. Wat sê hy? Vra die ander. Die wildtuin is glo op pad, herhaal Carly. Sy en Zak is ook nou wakker. Hulle staan ook daar. Waar? Hulle gaan nou daar by die nuwe hek verskyn, wys Flakkie vir Sipho, wanneer almal op die grasperk by mekaar kom.
En daar gebeur dit. Eers die skaduwee van 'n kameelperd en olifant wat oor die muur troon en toe staan Streepsak en die windhond daar agter by die hek en die skaduwee wat hulle gooi is die van 'n eislike groot manarleeu ook. Daar is 'n sak in elkeen van Streepsak se hande. Toe sit hy die sakke bymekaar in sy regterhand en hy bedui met sy linkerhand deur na agter na die koppe se kant toe. 'n Bobbejaan skaduwee klim uit sy lyf uit tot op die muur en staan half regop. Hy tuur ook agtertoe en toe waai hy met sy arms. Hulle is nie gejaag nie, maar mens kan nooit versigtig genoeg wees onder die omstandighede nie, wanneer hulle met 'n geheim in die middel van die nag rondloop nie. Daarom skiet Carly vorentoe. Wat is dit, Streepsak? Hoekom is julle so senuweeagtig? Hulle steel weer van daardie diere, maar dit is nie net vir veldvleis nie. Die mense kom haal weer van daai ouetjies met die skibbe. Hulle wil hulle uitvoer. Sy karaktervolle gesig word sag en hy maak die sak met groot genoeg oop, sodat daar 'n klein gesiggie kan uitloer. Toe het hoor hoe Carly uitroep, "Wat 'n baba etermago! Ja, ek het hom vir julle gebring en so 'n bietjie van sy kos." Streepsak het 'n stuk termietnes geoes. Dit is in die ander sak. Hy het baie swaar gedra en ver geloop. Daar is ook 'n skroefbottel vol lewendige termiete, net vir ingeval die ouetjies in die muurnes in die sak langs die pad 'n ontsnaproete sou kry. "Maar waar is sy ma? Dis nog 'n klein babietjie," vra Dokkie ontsteld. "Die dingetjie drink waarskynlik nog aan haar." "Hulle het daai ma gevat en by 'n boks gesit. Ons het hulle gesien doen daai ding." "Daar is ook ander bokse daar by daardie bakkie. Hulle gaan die gogos deur die border vat. Maar hulle soek eers nog van hierdie pangolins. Toe dog ek voordat hulle hierdie msjoemannetjie kry, bring ek hom hier na julle toe." "En jy het reg gedoen. En ek is bly jy's weer hier 'n slag. Jy het lanklaas kom geld haal. Dan is hier weer etermagos smokkelaars in die omgewing." Spoeg Dok Harry dit uit. "Ag nee. En die diertjies raak nou so verskriklik skaars." Zak vat die sak by Streepsak en Toet staan nader. Van hierdie soort goggo het hy nog nooit gehoor nie en hy wil die klein dinge slaggie van nader bekyk. Wanneer die sak die ouetjie uithaal, krul hy eers in 'n stewige bolletjie op en Zak wag dat hy effens ontspan en toe rol hy met sy ander hand af. Dit is 'n seentjie, alright. Onmiddellik draai die skibberige diertjie sy stert rondom Zak se arm. Maar hy maak dit los en sit die afverretjie nou in Carly se hande en Toet stap versigtig nader om mooi te kyk. Zak stap weg om sy selfoon te gaan haal en hy roep oor sy skouer, "Ek gaan gou vir Luka Willemse bel en hoor of ons die baba katte se melkformule ook vir hierdie kan voer." Sipo reageer ook en ek kry een van daardie eislike groot bokse in die stoor, sodat ons hom daarin kan hou vir die aand. Die beste sal wees om hom en sy muurnes in die braaikamer te laat woon, totdat ons hom môre iewers kan vrylaat, of iewers heen kan neem, waar hy veilig gaan wees, sê Dokkie. Sy stap sommer voor uit braaikamer toe. En toe kom Zak daarna toe terug met 'n bottel en die meneertjie gryp die bottel met albei van daai lang tone van hom vas en drink vir 'n vale. En Toet verstom hom aan die vreemde gedierte. Hy verstom hom ook aan Streepsak, wat nou 'n bord kos by Lala gekry het. "Gaan jy vanaand hier by ons slaap, Streepsak?" vra Dokkie, en Lala gee haar 'n woeste kyk. "Die man is vuil, man, net nie in een van haar beddens nie." "Nee, as die kos klaar is en ek het my geld gekry, gaan ek terug na my grot daar in die berge. Ek is mos gewoond om by die donker te loop. Buitendien, ek het mos al hierdie ander diere wat saam met my loop. Die olifant en die leeu, hulle hou die gevare weg. Hierdie buffel is baie sterk." "Mooi!" Dok Harry trek skouers op. Hy wil hom seker glo, maar hy sê niks, so hy weet van niks. Hy vra, "Is daar enige inligting wat jy vir ons kan gee oor die mense wat die goggie se ma gevat het?" "Nee, hulle ry met so 'n wit single cab bakkie met so 'n seildakkie agterop," verduidelik hy. "En die registrasienommer?" Harry gryp 'n pen.
Hy wil skryf, hulle moet die polisie bel. Nee, maar ek kan mos nie daai soort dinge lees nie, keerstreepsak. Die nerrie sit die pen moedeloos neer. Daar is meer wit bakkies in die land as wat daar termietneste in al die neste is. Wat Zak nou uit die sak tot in die boks skut, uit die bottel ook. Nee, as meer wit bakkies as daai mure. Kan ons hom vir ons hou? Vra Toet. Hy's ouliker as hierdie nuwe katte wat ek gekry het. Miauw, protesteer die twee kleintjies. Hulle vergaap hulle ook aan die dier se stert. Dit lyk soos iets wat gejaag en bespring kan word. En hulle probeer, maar is te hard. Nee, jammer Toet, sê Carly. Itermagos is baie spesiale diertjies, wat ook spesiale aandag moet kry en op spesiale plekke moet woon. Hulle sal moet gaan na Sanctuary toe. Lucas sê hy sal die mannetjie môre kom haal en na 'n glof om 'n klappa te neem. Dan is daar 2 van hulle in Doc Keiser se spesiale terrarium, sê Zak en sit die itermago op 'n koerant neer. Die mannetjie moet nou sy besigheid doen. Dit werk mos so met diere, van bovein en onderuit. En dit is die oomblik waarop Luna, Doc Zak se eie loner, straatwyse meisiekindkat van iewers af ingestap kom. Sy sien ook 'n stert wat gevang kan word en daarom maak sy haarself bymekaar en spring doef bo op die arme klein niks vermoedende diertjie. En die volgende oomblik lê daar 'n snaakse, gepantserde, styf gerolde bolletjie skibbe daar by hulle in die braaikamer. En Luna probeer haar bes om weer by die reguit lang slang uit te kom, maar is nou net 'n ronde bolletjie. Verstommend, besluit Zak en pak die diertjie veilig in die groot boks met sy termietnes. Flip en aarde, wat herinner hierdie ouetjie my nou so bietjie aan 'n landmyn. Ek gaan nou slaap, nag almal, môre is nog 'n dag. Doc Harry draai om en stap uit na die woonstel wat onlangs nog aan Zak behoort het, waar hy nou woon. Dit is die teken, slaap tyd vir almal, word vervolg.